Goed, julle kan saam met my blaai na Psalm 19 toe. Psalm 19 gaan ons saam lees. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan. En niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud. Ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegg daardeur gewaarsku. En die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van dit wat verborge is. Hou u knegg ook terug van moedwillige sonde. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Ons lees net tot sover wat die woord van die Here betref. Vers 2 is deel van ons verwysing van môre, waaroor ek met u wil gesels uit die woord. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. As jy daar kan sien ook, ons tema wat ons môre met u oor gesels is die God wat werk. Wanneer ons dink aan die woordjie werk, dan dink ek is dit by ons almal 'n gedagte van moeite, van arbeid, van besig wees, om iets te doen, sweet, stryd. Maar kan ons daardie konsep van werk ook na God toe vat? As die Bybel sê God werk. Nee. Ek dink dit is deel van die vloek wat die Here uitgespreek het ook met die sondeval. Jou en my werk gaan stryd wees. Dit gaan moeite wees, dit gaan inspanning wees. En ons gaan baie keer gefrustreerd raak ook. En meeste van ons wat werk, gaan ek na myself nie wys nie, want ek kan nie wat ek doen. Maar meeste mense, wanneer hulle werk, dan doen hulle dit net omdat hulle moet. Hulle het nie heel veel van 'n keuse nie, né? Min mense geniet dit wat hulle doen. Dis 'n lewenspassie. Maar die meeste mense vandag daar buite kan werk ter wille van 'n inkomste, ter wille van om te kan survive. Maar ek is oortuig in my hart dat dit wat die Here doen, dit geniet hy. Die werk wat die Here doen is vir hom nie inspanning nie. Die God wat werk. Wat ek al baie keer by mense optel so in gesprekke ook maar is dat 'n persepsie kan ontstaan ook by mense dat omdat God geskep het. En nou lees ons, God het in 6 dae die hemel en die aarde geskape. En op die 7de dag het hy gerus. Dat mense kan dink dat God nog steeds rus. Dat hy opgehou het om te werk. Want wat doen hy nou verder? Hy het nou geskep, en hy het ons geskep, en hy het dinge daar gestel, en nou
soos die deïste ook sê, hulle glo dat God het alles in die gang gesit, soos 'n horlosie wat opgewen is en nou hardloop dinge net van self. En hy het staan terug. Hy is nie meer betrokke nie. Daar's teoloë wat so glo. As ons lees van Jesus wat ook nadat hy die werk aan die kruis het, ons noem dit 'n werk. Die Bybel noem dit 'n werk. Dat hy die kruis bewerk het. Toe hy klaar is daarmee, hy het opgestaan en hy het opgevaar neem dat hy gaan sit. Hy het opgehou werk. Hy werk nie meer in ons verlossing nie. Want hy het dit afgehandel. Hy het dit voltooi. Maar ek staan by my uitspraak, God werk steeds. Ons moet dit erns probeer verduidelik en reg verstaan. God werk steeds. En daar's 'n uitdrukking wat mense baie keer gebruik. God works in mysterious ways. Wie van julle kan dit beamoen? God works in mysterious ways. Dat ek baie keer bid oor 'n sekere saak en dan doen die Here dit op 'n gans ander manier as wat jy in jou gebed voorsien het hy gaan doen. Gedink het hy gaan doen. Of dit nou voorsiening is en of dit nou uitkoms is, of dit nou genesing is, ingryping is, wat dit ook al mag wees. Die Here werk op maniere wat ek en jy hom nie kan voorskryf. En God laat hom ook nie voorskryf. Want hy het alwysheid. Hy het almag. Hy het alles. Het hy jou en my raad nodig? Dis wat Romeine 11 vers 33 rond ook sê. Wie was sy raadsmanne gewees? Niemand. Uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons kyk na die lewe van Josef. Ek dink toe Josef deur al sy dinge gegaan het as jong kind en hy word deur sy broers geminag en uiteindelik in 'n put gegooi, verkoop en hy beland in die tronk en hy word vergeet daar vir 7 jaar. Daai 14 jaar wat dinge nie goed gegaan het, jy dink ek kon dit by baie van ons seker opgekom het. Waar is die Here? Maar die Here was in die geheim. Agter die skerms was hy besig om te werk. En ek bedink aan daai illustrasie, ek dink ek het hom al hier ergens gebruik op 'n stadium in die jare. Ek kan nie altyd onthou wat ek gesê het en wat ek nie gesê het en wat ek vertel of nie vertel het. Maar van die dogtertjie wat by haar ouma gesit het en toe sy ouma besig met 'n tapisserie. Die ouma het die voor haar en ouma werk en die dogtertjie is aan die ander kant. Sy sê maar ouma, hoekom werk ouma se deur mekaar? Want sy sien in die agterkant net die los drade en die goeie. Jy weet, ek dink julle het al almal 'n tapisserie gesien, hoe lyk dit in die agterkant, né? Die meeste van ons sien gewoonlik die voorkant. En ouma sê vir, kom staan hierdie kind by die. En sê, kom by ouma, kyk, hi ouma, dit is mooi. Toe is dit die mooiste prentjie wat die ouma besig is om met die tapisserie te werk, maar ons sit baie keer in die verkeerde kant. En ons kyk na dinge wat uitrafel. Ons kyk na dinge wat nie sin maak nie. En ons vra, Here, werk U dan nie? Waar is U? Nou moet ons baie keer sê, kom hierdie kant. Kom kyk na dinge uit my oogpunt. Ek is 'n God wat steeds werk. En al ek het in jou kant deur mekaar. Gaal. Ek weet wat ek in hierdie kant doen. Ek is in beheer. Ek het die wysheid. Wat nie nou verstaan nie, sê jy dan eendag verstaan. Romeine 11, 1 vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en heerlikheid. En partykeer moet 'n mens maar so 'n bietjie in die natuur gaan stap.
moet 'n treehugger word nie, maar baie keer moet 'n mens net in die natuur gaan stap. In die berge en by die see en weet nie waar veel in die bos is behalwe die diere nie. Baie ouens is lief vir die bos en ander ouens is lief vir die see. Ek is nie ou vir die bos nie. Ek het genoeg in die Almi daarvan gehad. Maar in elk geval, waar jy ook al in die natuur kom, dan sien jy die onsigbare dinge van die Here. God se handewerk word duidelik. Mens sien dit daar voor jou, sy ewige krag en goddelikheid. Psalm 92 vers 5 lees ek, want U het my bly gemaak, Here, deur U dade. Ek jubel oor die werke van U hande. Hoe groot is U werke, o Here, baie diep is U gedagtes. Hoe groot is die werke van die Here? En as ons kyk na hoe die Here gewerk het deur die eeue en steeds werk, dan kyk daar in Hebreërs 3 vers 8 lees ons in die woestyn, vers 9, waar julle my vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Watter werke het hulle dan gesien? Hoe hy voorsien het, hoe hy hulle gelei het, hoe hy wonderwerke gedoen het, hoe hy hulle gedra het. Dis hoe God gewerk het. Vir 40 jaar kon hulle sien hoe hy werk. En tog vergeet hulle dit. En ons kan baie vinnig wees baie keer om die volk Israel te veroordeel en hard op hulle te wees, joh, is daar maar 'n ander klomp gewees daai. Ek kan nie dink, as die Here op sulke maniere met mense werk het, hulle hom kan vergeet nie en sulke dinge kan doen nie. Ons moet maar stadig en versigtig wees, want ons doen dit ook, net op 'n ander manier. In Openbaring 15 vers 3 lees ons, en hulle die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die Lam, en gesê, groot en wonderlik is U werke, Here God almagtige, regverdig en waaragtig is U weë, o koning van die heiliges. Watter werke praat hy hiervan? Skepingswerke? Nee. Die sleutelwoord in hierdie teksvers is Lam. Dis kruiswerk wat hy hiervan praat, sy verlossingswerk wat hy gedoen het. Dat die lied van Moses gesing, groot en wonderlik is U verlossingswerke. Here God, almagtig, regverdig en waaragtig is U weë. So wanneer ons kyk na die woordjie werk, of werksaam, of werke, of arbei, of daai tipe van goeders in die Bybel, dan is daar nogal 'n hele verskeidenheid van woorde wat gebruik word daarvoor. En ek het gaan kyk na al die goeders, al die woorde, en onder andere beteken die woordjie werk, wat ons baie algemeen in die Bybel vind, wat in ons Afrikaans vertaal is met werk, verskillende Hebreëse woorde beteken onder andere dit wat gedoen word, dade van die Here, performances, die effek wat die Here het, wat hy doen, die uitwerking wat daar is, hier's accomplishments, wonderwerkende krag en invloed van die Here, God se handelswyse, dit wat hy berei het. Dis alles woorde wat in ons Afrikaanse Bybel net met die woordjie werk vertaal het. En dit sit al hierdie betekenisse. Dis wat die Here doen. So hier is 'n opsommingkie van 'n paar goeders wat die Here doen. Werke en dade van God. En dan gaan ons by die hoofpunt uitkom. Hy voorsien, hy verander harte, werk van die Heilige Gees, hy beskerm, hy bemagtig, hy verslaan die vyand, hy versterk ons, hy bou ons karakter, hy genees, hy gee wysheid, hy gee rigting en doel, God spreek. Al daai goeders is werkwoorde. God doen. God tree op. God handel. God berei sekere dinge. Maar die grootste en die blywendste werk wat ons sekerlik na kan verwys is dit wat Jesus aan die kruis bewerk het. En ons kan dit 'n werk noem. Want dit het 'n uitwerking tot vandag. Dis 'n werk wat daar gedoen is en wat steeds 'n ripple effek deur die eeue het. En wat die Here nog steeds in ons
ook wil werk. So ek het so 'n paar gedagtes bymekaar gesit en die eerste gedagte is God werk in die skepping. God werk in die skepping, in die heelal, en hy werk in die mens ook, wat deel is van die skepping. Psalm 139 vers 14 sê, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Het jy al 'n studie gemaak? Ek het nie biologie, Boyle, ek hoor hulle praat, kinders praat deesdae van Boyle nou op die skool. Ek het nie biologie op skool gehad, het tot in graad 8 gehad. Toe kon ek gelukkig kies. In biologie word al hierdie goeters mos nou ontleed en bestudeer. Maar jy al mooi gaan kyk na die geweldige detail, die sensitiwiteit, die verskriklike kunstigheid, as ek die woord kan gebruik, wat dan net by die oor van die mens, die oog van die mens, die samestelling van die mens. As mens kyk na dit wat in die skepping aan die gang, die grootheid daarvan, dan sien ons God werk en hy hou dit steeds vandag in stand. Jesaja 64 vers 8 lees ons, maar nou, Here, U is ons Vader, ons is die klei, en U is ons vormeerder, en ons almal is die werk van U hand. Toe die Here jou die dag geskep het, toe is hy klaar, nee. Ek neem met die dop, met die mens wees, is hy toe klaar? Nee. Is hy klaar met my siel te mensie? Nee. Is hy klaar met my gees te mensie? Nee. Ons hele liggaam word in stand gehou en die Here werk steeds tot vandag daaraan op fyn, besondere maniere wat ons nie altyd verstaan. Weereens, mysterious ways. U is ons vormeerder. Hoekom vergelyk die Here jou en my lewe as 'n stuk klei wat hy kan vorm en maak soos wat hy wil? Dit sê tog vir my, sy werk is nie klaar. Want daardie selfde stuk klei, sê Jeremia 18, misluk baie keer in die hand van die pottebakker. En wat doen hy dan? Check it out. Nee. Ek hoor dis iemand ek nie mee saamstem nie. Hy gooi nie weg nie. Hy gooi nie weg nie. Hy vat daardie selfde stuk klei en hy maak weer 'n ander voorwerp daarvan. Ons het net nou gelees, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. En as iemand dit nie kan sien nie, dan wil hy dit nie sien. En dan nog steeds mense kan wees wat die skepingswerk kan ontken en sê, alles het net eenvoudig spontaan ontstaan. Alles het begin by niks. Dit word niks iets. En iets word 'n uitspansel. Onsaglik groot. Wat is nog nie eens, ek glo, 'n triljoenste van ontdek het nie. Hoekom het die Here dit gedoen? Want hy wou. En hy kon. Hy weet wat daar aangaan. En ek glo eendag gaan ons dit uit 'n ander oogpunt uit sien, hoor. Dan gaan ons ek glo dit kom in daai gedeelte sê, ons ken ten dele en ons verstaan ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Ek dink ons gaan insig hê ook in die grootte van die skepping. Dan gaan ons, wow, tot in ewigheid. Alright, in Genesis 2 vers 2, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. Ons praat hier net van die skepingswerk, dit wat hy aanvanklik in plek gesit het. Dit het hy voltooi. Maar het ook sekere meganismes in plek gesit, hy het sekere wette in plek gesit, en dit is wat hy steeds in stand hou, tot vandag toe. En God doen wonderwerke, net so by the way, God doen wonderwerke, onder andere, wanneer hy sy eie wette ophef, om iets te doen.
God werk in die skepping en hy werk in jou en my en is duidelik sigbaar. Ons moet ons oë oopmaak. God werk in die tweede plek om homself te openbaar. God werk vir ons. Jy ooit daarin gedink? Klink nie reg nie, né? God werk vir ons. Maar wat hoedanigheid? Hy is nie in my diens nie, maar hy werk ter wille van ons. Hy werk vir ons. Sodat ons kan sien, sodat ons kan verstaan, sodat ons kan aanbid, sodat ons kan ontzag hê, sodat dit 'n impak op ons lewens kan hê. Deuteronomium 3 vers 24 sê, Here, Here, U het begin om U knegt, U het begin om U knegt, U grootheid en U sterke hand te laat sien. Moses sê dit, Here, U het maar begin om my U sterke hand te laat sien wat U werk. Want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? En wat het die Here gedoen? Hy het vir Israel sekere goeders gedoen. Hy het vir hulle gewerk. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Dit het hy gedoen. Eksodus 14 vers 14 sê. Die Here werk steeds vir ons, ten behoewe van ons. Maar hy is nie in ons diens nie. Sy werke is uniek, dis wonderbaarlik, dis groot. Jesus antwoord, op 'n stadium bring hulle 'n man wat blind gebore is na Jesus. En die konsep in daai tyd, die verstaan vir daai tyd was, as iemand blind is of iemand het 'n sekere gebrek, dan het sy ouers gesondig. Dan was dit die straf gewees wat die kind gelei het. Dit was nie die waarheid gewees nie. Want dit was die persepsie gewees wat hulle gehad het. En toe bring hulle daai man na Jesus toe en hy maak hom gesond. Maar wat sê Jesus vir hulle? Hulle sê vir hom, Here, wie het gesondig, hy of sy ouers? Jesus sê, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet aan hom geopenbaar word. Watter werke? Genesingswerk. En is vandag nog ook so. Ons vra, Here, hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom is ek siek? Hoekom word ek nie gesond nie? Het die Here ophou werk om te genees? Partykeer is die Here se openbaring deur genade om te kan verdra en deur die ding te kan be groter effek as die Here het genees. Ek het my al partykeer verwonder aan mense wat deur die diepste tragedies gaan. Die een ding op die ander ene. Gaan lees verhale van sendelinge. Wat hulle deurgemaak het, wat hulle gelei het, waar hulle vir die Here beskikbaar was, waar hulle vir hom gewerk het. Verskriklike tragedies, onmenslike ding. Maar ek verwonder my nie aan die kere wat die Here genesing daar bewerk het, en dink jy vir hulle gedoen het nie, maar dat die Here se genade in daai mense na vore gekom het. En dat die Here hulle op 'n manier versterk het, wat 'n mens se verstand te bowe gaan. Wonderlik is die werke van die Here, wanneer hy homself op daai wyse openbaar. Nie noodwendig as 'n God wat wonder doen, en ons verwonder ons aan 'n blinde wat ewe skielik sien, 'n lamme wat skielik loop, maar 'n kind van God, wat rein voor die Here wandel, maar deur die diepste ellende met 'n vreugde gaan. Behoue aan 'n ander kant uitkom. Dis vir my God se werk. Menslik onmoontlik. Psalm 66 sê, hoe vreeslik is u werke, deur die grootheid van u sterkte sal u vyande kruipende na u toe kom. Hoekom doen die Here baie keer sulke dinge? As 'n getuienis, om homself ook te verheerlik, om selfs vir die boosheid daar buitekant, om vir die bose magte, om vir die duisternis 'n boodskap te stuur en sê, dit is wat God doen. En dis iets wat ons baie keer miskyk as kinders van die Here. Wanneer ek deur moeilike tye gaan, ek het geleentheid om ook op 'n bo-menslike, bo-natuurlike wyse God se instaatstelling deur hierdie ding te kan kom en die
die hel en die duiwel sal kennis neem daarvan. God word verheerlik. Ek en jy het geleentheid dat God met ons, vir ons kan werk. Nie net tot eer van sy naam nie, maar om sy naam te kan proklameer, om sy heerlikheid bekend te maak in 'n wêreld daar buitekant. Maar die volgende plekkie, derde plekkie, God werk ook in die mens. Wie van julle kan dit ervaar? Wie van julle kan dit getuig, dat God werk in my? As jy dit nie beleef nie, dan is God nie daar nie. Want as God in jou is, dan werk hy in jou. Vir watter rede? Karaktervorming. Om jou en my meer en meer soos Jesus te maak. En ek dink dis waar Filippense 2 vers 13 ook inkom. Hy sê, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Die Lewende Bybel sê dit vir my mooi, sê, dit is God wat in ons die begeerte werk om sy wil te doen, en dan gee ook vir ons die krag om dit te kan regkry. So wie werk nou eintlik? Dit ek of jy? Of is dit hy? Dis God wat in ons werk. Die wil, dis ek saamstem en ek sê, Here, ek aanvaar dit, ek onderwerp aan, dan gee ook die krag om dit te kan doen. So ons het geen verskoning nie. Niemand het 'n verskoning toe sê, ek kan nie. Jy moet net gehoorsaam en onderwerp aan die wil van die Here. Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het. Weet jy die goeie werk in ons begin? God. Die dag toe jy gered het, het hy 'n fondasie gelê. En nou moet daar 'n gebou verskyn. Nou moet daar gebou word in hierdie lewe. En God werk in ons. Karaktervorming, vrug van die Gees. Dis waarmee die Here besig is. Hy werk. En hy sal met hierdie werk voortgaan, sê hy, tot die dag wanneer hy weer kom. Gaan nie ophou nie. En hy gaan ook nie opgee nie. Ons kan baie keer in ons halstarrigheid kan ons terugtrek, ons kan onttrek in hierdie proses. En onwillig wees dat die Here in ons werk. Sonde kan dit verhinder. Maar die Here sal nie opgee nie. Dis hoekom iemand eendag gesê het, en ek het aan my eie lewe ervaar, en ek baie van die wat hier sit ook, as jy kind van die Here is, en jy lewe buite die wil van die Here, en jy weerstaan die Gees van God se werk in jou, maak dit van jou die ongelukkigste mens op hierdie aarde. Want die droefheid van die Gees van God werk 'n droefheid in jou gees. En dit raak sigbaar. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Maar kom ons lees net vers 1 by, ek sê my Vader is die landbouer. Wat is 'n landbouer? Dis iemand wat werk. Ek is die wynstok, julle die lote, my Vader is die landbouer. So hier is 'n werk aan die gang. Ons kan dit 'n werk noem, maar dit is onsigbaar. Dis in die geheim. Dis in my gees wat dit werk. Ons sien die uitwerking in ons liggaam, ons sien die uitwerking in ons sielsdimensie, ons sien die uitwerking in ons verhoudings en so. Maar God werk in ons. Hy werk Christelike deugde, Christelike eienskappe, soos Jakobus 1 vers 3 ook sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. God is betrokke in jou en my beproewing. Ons moet iets daaruit leer, ons moet iets daaruit ontwikkel. Ons vra partykeer vir die Here, neem dit vir my al weg, want ek suffer nou bietjie baie. Dit raak nou al vir my so bietjie moeilik. Ek kan nie meer nie. En ek dink in baie gevalle is dit nie 'n kwessie van ek kan nie meer nie.
Dis net eenvoudig, ek wil nie. Maar as jou wil aan God onderwerp, dan is dit nie my wil nie. Dan sê ek vir die Here, Here, uit my vlees wil ek nie. Maar ek is nie veronderstel om in my vlees te lewe nie. Here, versterk my gees om u wil te doen. OK? Dis hoe die Here leidsaamheid bewerk. Nie Here, ek vat hierdie ding vir my al weg nie. Hy gaan nie. Meeste gevalle wat ek met dit doen, ek het persoonlik en in ander mense se lewens, was dat die Here al mense gebid, ag Here, vat hierdie ding vir my al weg. Here, verwyder dit, of wat hulle manier ook al gebid het, die Here het bitter min gedoen. En ek nooit. My genade is vir jou genoeg. Jy sal dit maak. Trust me. Nie trust me nie. Trust me. Jy sal. Maar in die vierde plek. God werk ook saam met die mens. Dit is iets wat 'n mens baie keer verbuister, né? Dat die Here dit ook so ingestel het, dat hy saam met ons werk. En dat hy ons beskou as medewerkers. Partners, vennote, in wat? In sy koninkryk. 1 Korintiërs 3 vers 9, want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Nou, Paulus praat hier as predikant, as leraar van die gemeente daar in Korinthe. Hy sê, ons, ek en my ander dominees, ander leiers in die gemeente, ons is medewerkers van God. Ons werk saam met die Here. Die gebou waaraan ons werk, saam met die Here, is julle, die gemeente. Dis God se akker. Ons werk saam met hom. Maar wat jy ook al doen vir die Here, dit het nie 'n betrekking op dominees, hoor. Daai spesifieke teksvers binne sy konteks het betrekking op dit, ja. Maar in Hebreë gesien, wanneer jy ook al jouself vir die Here aanbied en sê, Here, gebruik my, dan word ek sy medewerker. Jy kan nie anders doen nie. As om in 'n partnership met God te wees nie. Dis eintlik waarvoor Jesus ons nooi, daar in Matteus 10, wat hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is nederig en sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Hy sê, kom klim in die juk saam met my, kom trek saam met my, kom val in by my. Ons wil baie keer die Here deel van ons planne maak. Here, kom val in by my. Ons wil hom deel maak van ons storie. Hy wil ons deel maak van sy storie. En ons bot baie keer hier, né? Wie se storie is die grootste? Wie se koninkryk gaan dit oor? Syne, nie myne. So, ons is medewerkers van God. Al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat in elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Dis wanneer die Heilige Gees deel gawes uit, maar gawe is nooit jou eiendom nie. Watter gawe dit ook al is, dis nooit jou eiendom. Dis die Gees van God se eiendom. En 'n gawe kan nie funksioneer sonder dat jy 'n medewerker van die Gees van God is. Kan nie. As jy eie. Hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dis in my swakhede roem, so die krag van Christus in my kan woon. God werk kragtig met die wat swak is. God werk kragtig met die wat voor die Here in onvermoë is. God werk kragtig in mense wat sê, Here, ek kan nie uit myself nie. Telkens wanneer ons as mense, Here, help my. Ek kom nie reg nie. En die Here net moet invul of aanvul waar ek tekort skiet, maak ons 'n groot fout. Want die Here is nie daar om vir my en vir jou uit te help en net so by te las nie. Dis hy wat in ons werk.
en die krag om uit te werk. Ons moet totaal afhanklik van hom wees. Here, ek kan nie. Ek wil nie eens begin sonder U nie. Dink as Moses en van die profete in die Ou Testament het 'n paar keer wat ek het lees, wat hy sê het, Here ons, en koning Dawid het ook gesê, Here ons sal nie uittrek tensy U nie vooruittrek. Here, ek wil nie eens begin om iets te doen vir U as U nie die inisiatief neem nie. As U nie vir my vul met U self nie. So daar is die teksverse net gekyk wat sê Charles Spurgeon. Hy sê, it is wonderful how God works by our hands and yet His own hand does it all. Dit is so waar, né? Here, gebruik jou in my hande, jou in my stem, jou in my vermoëns, maar dit is eintlik hy wat dit doen. Al wat hy vra, beskikbaarheid. Hier is ek, Here. Gebruik my. Gebruik wat ek het. Voorlaaste punt, God werk wanneer ons glo, vertrou en stil is voor die Here. In teksversie, en voor het gespring daar. Ons lees eers enetjie. Ja, die twee teksversies gaan saam. Dis hoekom ek hulle mekaar gesit het ook. Hy sê, geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir die wat op hom wag nie, behalwe U. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Daardie woordjie, wag. Laat nie nou eens weg. Kom aan, luister met my na my, hier om my sien nie. God werk wanneer ons stil is. Daai teksvers, God wat werksaam is vir die wat op hom wag, het die betekenis van God is besig om iets voor te berei. En dis wat in die Nuwe Testament uitkom. Wat in die hart opgekom het, gedink het wat ek het God berei vir die wat hom lief het. En ek het dit al gesê, maar ek wil dit nou weer sê vir die wat nie vorige keer hier was. Maar hier teksvers 1 Korintiërs 2 vers 9 het niks met die hemel te doen nie. Mense gebruik dit om te sê, die hemel gaan wonderlik wees, want die Bybel sê, wat ons nog nooit aan gedink het nie, wat nou in ons harte opgekom het nie, wat niemand nog van gehoor het nie, het die Here berei vir die wat hom lief het. Die teksvers het niks met die hemel te doen. Is dit waar dat dit ook op die hemel betrekking kan hê? Ja. Maar hier teksvers het niks met die hemel te doen nie, want vers 10 sê vir ons, en hy het dit aan ons geopenbaar. Wat is wat hy berei het? Die kruiswerk van Jesus. Die volheid van Jesus in ons. My posisie in Christus was in God se hart van die begin af, en hy het dit bewerk. Hy het dit voorberei en het dit in plek gesit. En dis jou en my deel, nou al. My erfenis in Christus kom in die dag wanneer ek sterwe, of wanneer Jesus gaan kom, dit is nou al. God het dinge berei, waarin ek en jy kan wandel. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. Wanneer ons stil is, wanneer ons vertrou, dan kan die Here werk. Ek sien ek het 'n teksvers uitgelaat, Romeine 8 vers 28. Teksvers baie mense gereeld quoteer ook, en baie prominent is in ons eie omstandighede, in ons eie lewe ook al dikwels na vore gekom het, en wat ons baie keer op terugval ook, as dinge nie sin maak nie, om te weet, en ons weet, dat hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Hoekom? Want God werk. God gebruik jou in my omstandighede. God gebruik jou in my seer kry partykeer vir 'n groter doel. God werk agter die skerm. Maar hy doen nie niks nie. Hy is besig om dinge te laat meewerk. Soos wat Josef nie verstaan het nie. Gaan terug na Josef in die begin. Josef het nie verstaan toe hy verkoop is nie. Dat hy alle dinge moes deurgegaan het nie, maar op 'n stadium kom hy toe Israel behoue bly na die hongersnood. En hy in beheer was van Egipte se finansies en se koskas, minister van landbou, ek weet nie wat alles nog het. Maar hy was tweede in bevel gewees.
het hy gesorg dat daar genoeg kos is, en hier kom sy pa en sy broers almal, en hulle kom kry kos by Josef. Wat sê Josef hulle toe? Hulle bewende voor hom staan, want nou gaan Josef met ons afreken, né? Nou gaan Josef met ons klaarspeel, ons sondes het ons ingehaal. Die Bybel sê hulle het geshake van bangheid. Hulle het letterlik sigbaar aan die bewe geraak, geruk van bewe, van bangheid, toe hulle voor Josef staan. En wat doen Josef? Hy verlekker hom daarin, né? Kry vir julle wou mos. Weet julle wie sê ek? Die wiel draai, né? God slaap nie. Dis mos wat mense vandag sê, as hulle wil wraak neem met woorde baie. Maar terwyl hulle daar voor hom staan, wat sê Josef? Hy stel hulle gerus en hy sê vir hulle, wat julle bedoel het as kwaad, het God omgedraai in goed. Dis ter wille van lewens, om dit te behou, en dat die Here my op hierdie pad gevat het, om ons almal se onthaalwe en om die eer van sy naam aan te maak. Dis persepsie, perspektief, wat Josef gehad. En dis wat ek vanmôre vir u wil sê. Watter omstandighede ook al deurgaan, alles werk ten goeie, letterlik alles werk ten goeie mee, as jy jou liefde en jou fokus op die Here gaan hou. Here, al verstaan ek nie, ek vertrou wat u het gesê. In die laaste plek, God werk onkeerbaar. Jesaja 43 vers 13. Ook van vandag af is ek dit, en niemand red uit my hand nie. Ek werk, en wie kan dit keer? Dit is interessant, daai woordjie keer. In die Hebreëus is die woordjie shuv. Wat beteken, wie kan dit wat die Here gedoen het omkeer? Wie kan dit reverse? Wie kan dit oordoen? God werk onstuitbaar, onomkeerbaar. God werk op so 'n wyse dat dit nie oorgedoen hoef te word. Dis waarvoor ek en jy die Here kan vertrou ook vanmôre. As die Here besig is om in jou lewe te werk. As die Here besig is om in jou omstandighede te werk. As die Here besig is om in die agtergrond te werk. Vertrou. Hy gaan hom nie laat afsit nie. Daarom het die Psalmis in Psalm 138 vers 8 ook gesê, die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van die hande nie. God laat nooit die werke van sy hande vaar nie. Hy bly committed aan sy beloftes en aan sy werk. God is nie 'n God wat werk en los en dit na 'n tydperk weer optel soos wat ons baie keer maak. Hy is nie God wat werk en is dit klaar en vergeet next nie. God bly betrokke in sy werke, of dit nou in die skepping is, of dit nou in jou en in my as 'n herskepping van 'n nuwe mens is. Maar nou, Here, U is ons Vader. Ons is die klei. En U is ons formeerder. En ons almal is die werk van U hand. Is dit ons gesindheid vanmôre? Dis die gesindheid wat die Here soek vanmôre. Here, ek is klei in U hand. U is die formeerder, Here, werk met my. Werk in my. Dankie dat U vir my werk. En dankie, Here, dat ek kan weet U sal aanhou werk
onstuitbaar, onkeerbaar, onomkeerbaar. Believe that God is working in your life to use both the good and the bad for a greater purpose. Nothing that happens to you is a waste. Disappointments turns into hope as you watch God's will redeem your current adversity and even your mistakes. Hou die Here dop. God is 'n God wat werksaam is vir die wat op hom wag. Gebed. Dis kom op 'n punt wat jy vir sekere dinge bid. En die Here sê ons moet bid en nie moedeloos raak, ons moet aanhou bid, maar dan kom 'n plek wat jy in jou gebedslewe stil raak. Nie omdat jy nie worry nie. Nie omdat jy opgegee het, maar wat jy terugtrek in stil vertroue en net wag vir die tyd van die Here. Want hy werk. Hy is werksaam. Hy is besig om iets te berei in die stilte van vertroue. Min kinders van die Here ken die krag van stilte. Stil te wees voor die Here, soos Jesaja 30 vers 15 ook sê, en stil wees en vertroue bestaan julle krag. Die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees, want die Here werk. God werk. Skepping, mens te geskape, wonderlik is hy weer, sy werke. God werk om homself te openbaar. God werk in die mens, om te wil, karaktervorming. God werk saam met die mens, deur die mens. Gebruik ons hande, ons voete, ons stem en alles. God werk vir die wat op hom wag. God werk onkeerbaar. Laat God werk in jou lewe. Moet hom nie verhinder nie. Amen. Ek bid saam. Vader, ons aanbid U vanmôre. Ons eer U as 'n God wat werk. Werksaam is. Wie se dade, wie se werke aan ons bekend is. Nie net in die natuur en die skepping, maar wie se werke ook in ons eie lewens sigbaar is. Wie se werk ook in hierdie gemeente sigbaar is. Wie se werk ook selfs daar buitekant in die wêreld sigbaar. Here, al gaan daar hoeveel stemme op en is daar hoeveel weerstand en Gods ontkenning in hierdie wêreld, bring dit U nie van stryk nie, want U is besig om iets te berei wat ons dalk nie verstaan. Here, ja, ons bevind ons as daardie ou dogtertjie aan die verkeerde kant van hoe die wêreld lyk. Ons sien al hierdie see, ons sien al hierdie chaos, ons sien al hierdie opstandigheid. En Here, U is besig met 'n prentjie wat ons gaan verstom. Maar U is ook besig met die eie prentjie in ons eie lewe, elkeen van ons lewe. Here, ek bid dat U ons elkeen hierdie gesindheid sal vind. As geen God wat so werksaam is vir die wat op hom wag. Dankie Here, staan verslaaf voor U, dat U ons kan gebruik, wil gebruik en dat ons saam met U kan werk. Dat U nie laat vaar die werke van U hand. Al die lof en die eer kom U toe. In Jesus se naam. Amen.